ons gered het en geroep het. Dankie dat U ons geroep het, vir solank as wat ons leef, die weg voor te berei. En nooit te vergeet, dat U gesê het, U kom weer. Hy kom weer. Hy kom weer. Ons kan baie dinge vergeet hierdie jaar, maar ek wil vir jou vra, nie vergeet, hy kom weer. Hy kom weer. As daar iemand wat opgewonde is, as ek vir jou sê, Jesus kom weer. Ons het 'n eregas in ons midde vanoggend. Dis nie ek nie, ekskuus is ook nie jy nie. Dis die Gees van God. Heilige Gees. Heilige Gees is hier. Heilige Gees berei die weg voor in ons binneste, vir ons om gereed te wees wanneer die koning kom. Kom ons sê net 'n eer oomblik. Kom ons erken Heilige Gees in nabyheid. Elkeen van ons, net stil, terwyl die musiek so speel. Kom ons erken en verwelkom Heilige Gees. Kosbaar is die teenwoordigheid, o Gees van God. Hoe kosbaar is U werk in ons lewe. Hoe kosbaar is dit vir ons wanneer U ons binneste kom aanraak en ons laat beleef dat U hier is, dat U naby is, dat U in beheer is. Bid in 2026, dankie dat U vir ons leer om hierdie disippelskap reis te kan wandel en beter te kan verstaan wat dit is om oor te gee en te vertrou. Vir die eer van U naam, Here, sien ons kans vir hierdie jaar. Doen met ons wat U wil, want U het ons gekoop met U bloed. Ons is U eiendom. In Jesus naam sê ons dankie. Amen. 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 Jy kan jou sitplek neem. Amen. Amen. Ek is ook opgewonde saam met jou oor hierdie jaar. Ek is opgewonde oor wat Jesus mee besig is in ons lewe. Nou julle is lekker baie. En ek hoop ons het genoeg kalenders uitgehaal vir oggend, so ek wil maar net vir jou sê, voordat jy huis toe gaan, neem tog net vir jou kalender, 1 kalender per familie, gaan sit hom op daar teen jou yskas, op daai kalender, is dinge wat gebeur by LCF in die jaar, en maak dit deel van jou beplanning vir die jaar. Ook, voordat jy huis toe gaan, asseblief, jy sal sien soos wat jy uitbeweeg, daar's 'n paar tafels wat vir jou voorberei is, ons het 'n paar broodjies, ek wil nou sê 'n paar broodjies en 'n visie, maar daar's nie vis nie. Daar's 'n paar broodjies en ek hoor iets van 'n biltong patee of iets. So ons het nou net die visie vervang met, ons is immer Suid-Afrikaners. 'n Paar broodjies en miskien 'n stukkie biltong patee wat jy net kan geniet. Saam met jou geliefde, saam met familie. Kom ons begin die jaar so, in gemeenskap ook met mekaar. Ons het gemeenskap met hom, maar ons het ook gemeenskap met mekaar. Nou ja, terug by vanoggend se diens. Hartlike welkom. Dit is my voorreg om weer saam met julle hier te wees. Dit is altyd vir my voorreg om in hierdie gebou te wees. Dit is altyd vir my voorreg om voor jou te staan. Dit is altyd vir my 'n voorreg om te weet dat iemand kom om te luister wat die Here sê. En ons is die mense wat op hierdie verhoog staan. Ek weet jy is hier vir hom en nie vir my nie. En mag hy jou hart aanraak vanoggend. Ek dink aan hierdie jaar en ek kyk terug en ek sê, weet jy, in die laaste paar jare, nie net nou 2026 nie, wat lê vir ons in wag in 2026?
Ek sê, as ek terugkyk na 25, 24, 23, 22, 20, van 2020 af, ja, dit was daar 'n paar wille jare, was dit nie? Die wêreld is geskit. Die wêreld is op 'n enorme manier geskit. Dis asof die wêreld in 'n drukkoker is. Jy weet wat, party van julle sal vir my sê, Friel, never mind die wêreld, my eie lewe is in 'n drukkoker. Partykeer gaan ons ook in 'n drukkoker, en ons voel druk. Wat is die woord van hoop, wat ons kan hê in hierdie jaar? Daar is baie dinge, wat die heeltyd verander. Die wêreld verander die heeltyd. Dinge in die wêreld verander die heeltyd. Dinge in jou omgewing verander die heeltyd. Is dit nie so nie? Dis een ding wat ons kan weet in 2026, daar gaan verandering kom in een of ander vorm. Dinge gaan verander. En ek weet nie, ek hoop nie as jy sien hoe die skudding van die wêreld plaasvind, dat dit jou te benoud maak nie. Want eintlik wil ek vir jou sê, dit moet jou opgewonde maak. Hoe meer die wêreld geskit word, hoe meer is ons veronderstel om dit raak te sien en te besef, prys die Here, dis presies soos wat hy dit gesê het. Die wêreld word geskit, maar God is in beheer. Die wêreld word geskit, maar God is in beheer. En met al die verandering wat mag kom in 2026, wat ons dalk partykeer, want dit is so, ons almal hou nie van verandering nie. Verandering is onmiddellik dalk nooit lekker nie. En daar mag dalk wêreldgewys of in ons land massiewe veranderinge vir ons kom, wat ons by gaan moet aanpas. Wil ek vir jou sê, daar's een konstante wat nooit gaan verander nie. Sy naam staan geskrywe hier voor ons almal se oë. Ek dink as ek die Bybel lees, van die oomblik af toe God gesê het, laat daar lig wees. Van die oomblik wat Moses 'n brandende bos ervaring gehad het. Van die oomblik wat Daniël en sy vriende in 'n leeukuil was en Sadrag en Mesach en Abednego in 'n vuuroond hulle self beleef het. Van die oomblik wat Paulus op pad na Damaskus 'n openbaring gehad het van hierdie persoon. En op die 18de Maart 2001 het ek ook. En dieselfde God wat gesê het, laat daar lig wees, was dieselfde God in al hierdie voorvalle. Hy het nooit verander nie. En hy gaan nooit verander nie. En die wêreld verander, maar Jesus nooit. Laat my nou dink aan daai liedjie, né? Het jy ook nou aan daai liedjie gedink? Die liefde van Jesus is wonderbaar, wonderbaar. Wonderbaar, die liefde van Jesus is wonderbaar. Het sê, kom ons verheerlik sy naam. Wat verander maar Jesus nooit? Vriende, wanneer jy geskit word en die wêreld geskit word en Suid-Afrika geskit word, het ons nodig om op 'n fondasie te staan wat nooit geskit gaan word nie. Staan jy op daai fondasie? Sien in die woord praat hy vir ons, hy sê ons kan bou op die dryfsand of ons kan bou op die fondasie. Ek vra vir jou vanoggend, waarop bou jy? Ons kinders het vir ons gevra, waarop gaan ons bou? Gaan ons vir Jesus tyd maak en tyd gee? Weet jy wat? So konstant soos wat Jesus is, so konstant, kom hierdie roepstem en hierdie gevoel binne in ons. Weet jy, hy verander nooit, maar ek en jy verander. Hy verander nooit, maar ek en jy verander. En daar is hierdie pragtige ding dat Jesus met ons wil kom wandel. En almal van ons voel die oomblik wanneer ons hom ontmoet het, dat iets in ons lewe het verander. Het dit nie? Ek het daai oggend, toe ek opstaan, nadat ek gesê het, Jesus red my, het ek opgestaan en ek het beleef, iets in my binneste het verander. En dit moet so wees soos wat ons met hom stap, want hierdie kosbare Heilige Gees, wat binne in ons woon, is met my en jou op reis,
om ons te verander in die beeld van die Seun van God. Om as bruid gereed te wees, wanneer Jesus gaan kom op die wolke. En verandering is deel daarvan. En dis hoekom ek ook glo, want ek weet nie wie van julle, jy sit op die 31ste Desember, of jy sit dalk op die 1ste Januarie, en dan het jy so 'n bietjie van 'n refleksietyd. Wie van julle het 'n refleksietyd gehad op die 31ste Desember of die 1ste Januarie? So 3 of 4. Hierdie kant. Wie van julle het 'n refleksietyd gehad op die 31ste Desember of die 1ste Januarie? So 4 of 5. Sjoe, wil julle ander 'n bietjie meer refleksietye hê? So vir die 4 of 5 van julle wat dalk na die jaar gekyk het en jy het 2025 in oënskou geneem, dalk 'n paar lesse geleer, dalk agtergekom dat bietjie minder van hierdie of bietjie meer van daai, is ons nie almal tog in 'n mate so om te sê ons kyk na die nuwe jaar en ons neem die laaste jaar in oënskou en ons sê, "Sjoe, hierdie dinge het my lewe geïmpak in hierdie jaar. Ek soek meer van dit," of "Ek het geleer in hierdie jaar, daai en daai het nie gewerk nie." Weet jy wat, moenie onderskat in hoe mate die Gees van God deel is van daai einste gedagtes wat hier in ons binneste plaasvind nie. Ons dink baie keer, ons sit en dink dinge. Waar kom daai dinge vandaan? Wanneer ons na 'n nuwe jaar kan kyk, en ek voel, by the way, 'n nuwe jaar is 'n geskenk van God af. Dit is so, ons lewe is een tydlyn. En baie keer dan vra ek vir myself af, maar wat is nou eintlik anderster van 31 Desember en 1 Januarie? Wat is nou eintlik anderster? Ons ons mekaar sê, dit is eintlik stupid. Ons is eintlik stupid. Sê ek, nee. Dis met rede dat God vir Moses 'n kalender gegee het, met maande in en dae. En binne in daai dae was 'n paar vakansiedae. En daar was 'n paar feeste. Maar Jesus was God, hy, Yahweh, was in die kern van daai kalender. Daar was nie net 'n vakansiedag omdat 'n land onafhanklikheid gekry het nie. Daar was nie sulke, daar was wel, onthou ek het julle uit Egipte uitgekry. En daar was 'n fees wat God herdenk het. En daar's 'n seën vir ons daarin, dat die Here het besluit, 12 maande, 365 dae, en hier's herhaling van hierdie, die herhaling van daai, herhaling van daai, en herhaling van daai. Om ons op 'n punt te kry om te sê, "Sjoe, hoe was die laaste ruk? Hoe was my lewe van Paasfees tot Paasfees?" En dan kom Paasfees weer. En dan word ons gekonfronteer met die kruis van Jesus. En is dit nie 'n blessing nie, want verbeel jou, dit het so gewerk, dat ons moet sê, eendag 37 jaar terug kon ek onthou dit was Paasfees. Ek wens ek kan weer Paasfees sê. Imagine dit. Wat is die waarde daarin van herhaling? En dat nie langer as 365 dae verbygaan voordat ons dalk met iets weer gekonfronteer word. Waar staan ek ten opsigte van hierdie einste ding waaraan ek herinner word? En selfde vir ons hier in die begin van die jaar. Maar ons mag dalk gevoel het dat God vir ons sê, weet jy wat, daar's iets in my lewe wat moet verander. Wie van julle die jaar begin en jy het geweet, in 2026 is daar iets van jou lewe wat moet verander? Kom, hou die hande daar, hou gou die hande daar. Het lyk daarom so bietjie meer. Ons almal het hierdie iets in 2026 wat ons voel moet verander, of dit 'n deurbraak is, of dit 'n gewoonte is, of dit 'n gesondheidsding is, of dit te doen het met ons verhouding met iemand anders, of ons verhouding met God. Ons almal het gevoel, ek wil groei as mens in 2026, ek wil verander. Nou, ek wil net sê, is dalk 'n struik waarna ons kan trap, wat ek vanoggend met jou oor wil gesels, om te sê, as jy kyk na daai ding wat moet verander, daai iets, is daar 'n struik van self. Die struik van self. Hoe gaan ek daarby uitkom? Hoe gaan ek 'n vervulling sien van hierdie begeerte in my hart? Wat kan ek doen? Wat moet ek meer doen? Wat moet ek ophou doen? Ek kort meer van hierdie. Ek kort minder van daardie.
Daar's 'n struik. Want ek wil vir jou sê, in 2026 kort ons nie meer van hierdie of minder van daardie nie. Ons kort meer van iemand. Ons kort meer van iemand. Jesus Christus het toe hy sy lewe gegee het, het hy nie sy lewe gegee om vir ons 'n lang lys van moets en moenies te gee nie. Christendom is nie 'n godsdiens van moets en moenies nie. Christendom is 'n verhouding met 'n iemand. In die kern van die geloof wat ons aanhang, is nie moets en moenies nie. En partykeer wanneer ons 'n Christen word of 'n kind van God word, is een van die eerste dinge nou wat gebeur daarna is, ek moet nou meer van die doen en ek moet nou minder van daai doen. Nie waar nie? Ek het al in daai struik getrap. Ek wil voor jou hou, iemand. Dis vir my so mooi, dat julle kan nie na my kyk, sonder dat julle nie die naam van Jesus sien vanoggend. Jy kyk amper na my deur die naam van Jesus. En wat die persoon wie hierdie naam verteenwoordig is, die persoon wat ek en jy meer van nodig het in hierdie jaar. Want die alternatief is om 'n godsdienstige benadering te hê tot godsdiens. Wat bedoel ek? Ek wil jou vat na Lukas 13 vers 10 tot 14. Het julle al my verkleermannetjie daar gehad? Ek het nie eens oor hom gepraat nie. Gooi hom gou daar. Dis die eerste ding wat ek moes sê, Zaanrey. Jy moes my herinner het. Vriende, ek het al baie hiervan gepraat. Wat se gelowige moet ons wees? Ek sê verkleermannetjie gelowige. En ek bedoel nie daarby om jouself aan te pas by die situasie waarin jy is nie. Dis die verkeerde voorbeeld. Ek het al in die wildtuin gery met 'n verkleermannetjie, ek het hom daar langs die pad opgetel, ek het daai dag vir julle gewys, ek het gestop, ek het my deur oopgemaak, hy het op my vinger geloop, en ek het hierdie verkleermannetjie van naby af bekyk, en sy oë is die heeltyd net so, en so, so en so. En dis daai oë van hom, dan sê ek, hoe tipe gelowige moet ons wees in 2026? Ek wil jou aanmoedig, een oog op die nou, en een oog op die eindstreep. Een oog op die nou, en een oog op die eindstreep. Ons kan nie albei ons oë op die nou hê en vergeet van die eindstreep nie. Ons kan nie albei ons oë net op die eindstreep hê en vergeet van die nou nie. Ons is ook useless. Hier's 'n nou. Hier's 'n nou en daar's 'n eindstreep. Mag die Gees van God jou help om nooit hierdie twee te vergeet nie. Amen. Terug by ons skrifgedeelte. Lukas 13 vers 10 tot 14. In hierdie skrifgedeelte sien ons, dat ek het gou ook soontoe gaan, sien ons hoe godsdiens en Jesus met mekaar bots. En kom ek gaan gou soontoe, vat jou Bybel en gee dit my ook gou tyd, maar vat jou foon, vat jou Bybel, gaan na Lukas 13 vers 10 tot 14. Sy. Begin by vers 10, ek lees sommer hier uit die 83 vertaling uit. Een keer op 'n Sabbatdag was Jesus in een van die sinagoges besig om die mense te leer. Daar was ook 'n vrou wat al 18 jaar lank gelei het onder 'n bose gees wat haar heeltemal verswak het. Sy was krom getrek en kon glad nie meer regop kom nie. Toe Jesus haar sien, toe roep hy haar nader en hy sê vir haar, "Mevrou, jy is van jou gebrek verlos." Toe het hy haar die hande opgelê en sy het onmiddellik regop gestaan en God begin prys. Is hierdie nie 'n merkwaardige gebeurtenis nie? Nou wil ek vir jou vra, as jy dit aanskou het, hoe sou jou reaksie gewees het? Sou jy so stil gewees het soos nou? Sou jy dalk gesê het, "Wow! Prys die Here!" Sou jy nie dit gedoen het nie? Check hier! Jesus! Huh? Is ek die enigste een wat bietjie opgewonde is volgende? Ouens, ek is nie snaaks nie. In die aanskouing van dit,
jy gaan nie vir my stil kry nie. Niemand van ons hier gaan met ons handjies gevou sit. Ons gaan almal op ons stoele staan. Ons sal na die tyd stoele moet regmaak. Kyk wat is godsdiens se reaksie. Die hoof van die sinagoge was verontwaardig, omdat Jesus ook op die Sabbatdag iemand gesond gemaak het. Hy sê toe vir die mense, daar is 6 dae in die week, waarop 'n mens moet werk. Julle moet ook op een van daai dae kom, om julle te laat gesond maak. En nie op die Sabbatdag nie. Ek sê, wat? Wat? Jy sien, wanneer jy godsdienstig is, dan is jy baie gefokus op reëls. Jy is baie gefokus op moets en moenies. Doen meer van dit, en moenie meer van dit doen nie. Op die Sabbatdag het hy gesê, op die Sabbatdag moet hierdie gebeur, maar op die Sabbatdag mag nie daardie gebeur nie. En die Seun van God staan voor hom, en hy mis die Seun van God. Hy mis die einste ding wat die Heilige Gees mee besig is, want hy is godsdienstig. En hy ken die woord, dis die hoof van die sinagoge. Dis miskien dalk die senior pastoor. Dit kon net sowel Friedel gewees het. En Friedel is baie ingestel op moets en moenies. En dan doen die Gees van God iets in ons midde, wat buite ons verwysingsraamwerk is. En al wat ek doen is ek verval terug na die verwysingsraamwerk van die reël van moet en moenie. Maar ek mis die persoon. En dis hoekom ek vir julle wil sê in hierdie jaar, ons kan die mens wie ons wil word. Daai prentjie is voor ons. En ons het ons plan. En ons het hom uitgelê in hierdie jaar. Vir my om daai mens te word, het ek meer nodig van hierdie en minder nodig van hierdie. Ek wil vir jou sê, ek hoor jou. En al daai dinge wat ons meer van nodig het en minder van nodig het, is 10-1 goed vir ons. Maar ek wil voor jou staan en ek wil vir jou sê om 'n tree terug te vat. Ek wil vir jou sê ons het meer nodig van 'n persoon. Ons het 'n dieper wandel nodig met iemand. Hier is dalk party van julle wat die jaar so begin het, jy het gesê, ek wil meer in die kerk kom. Wie van julle het, dis nou hier waar ek julle almal se hande sou wou gesien het. Wie van julle wil meer in die kerk kom hierdie jaar? Ek is so opgewonde om julle te sien, en dink ek kan sien elke Sondag so by mekaar kom, nou. Is jy nie opgewonde om elke Sondag kerk toe te kom nie? Amen. Amen. Nou wil ek net vir jou sê, weet jy wat, sê nou maar net, jy het die 1 Januarie wakker geword met hierdie begeerte binne in jou om meer kerk toe te gaan. Kom ons neem nou maar aan. Nou begin jy die jaar. En wat jy het is 'n plan. En dit doen. En dit doen. En dit doen. En dit doen. Maar ek sê nou vir jou, ek weet, hoor vir my. Kyk hoe lyk volgende Sondag. En die Sondag gaan na. En kyk hoe lyk ons 10 Junie maand. Ek sê maar net, ondervinding het vir my gesê, daar is 'n sekere patroon. Want die jaar gaan gebeur, en die jaar is besig, en dan hierdie einste ding wat ons gesê het, ek meer van nodig het, sy gaan die agterspeen van al die ander goeders wat vir ons skree in ons lewe. En hier is die ding wat ek wil sê, wat is die ding wat gaan maak, dat die goeie wat jy voor jou hou, jy gaan bly aangryp, is in die openbaring van iemand. Jy het nodig om na iets beter te kyk. Want wat ook al die opoffering is, wat gemaak moet word, gaan skielik nie meer 'n opoffering wees nie, want jy is besig om na iemand te kyk, en wanneer jy na hom kyk, dan is die begeerte in jou hart daar, ek wil weet waar hy is.
Ek wil wees op elke geleentheid waar ek kan hoor van hom. Ek wil wees op elke geleentheid waar ek my hande kan ophef en kan sing van hom. Ek wil wees op elke geleentheid waar sy woord oopgemaak word en waar daar liefde is tussen sy kinders. Ek wil wees waar sy kinders is. En weet jy wat, solank as wat jy voor jou het, ek wil wees waar sy kinders is, dis goed om kerk toe te kom, is goed om Bybel te lees, dis goed, dan word dit 'n moed. Dit word iets wat jy moet doen. Maar wanneer die openbaring van 'n persoon jou hart versadig, is niks moeilik nie. Want dis al waaraan jy gaan kan dink, is al wat jy gaan kan wil doen. Ek soek meer van Jesus. Ek soek intimiteit met Jesus. Ek begeer na Jesus. Ek verlang na sy teenwoordigheid. Ek verlang om hom te aanbid. Ek is lief daarvoor vir wat gebeur as ek saam met iemand anders sing. Ek is lief daarvoor om te beleef wat in my hart gebeur. Want die glorie van dit wat ek aanskou is groter as die moed wat ek voor my sit. Verstaan jy hoekom ek sê, ons het meer van 'n persoon nodig? Ons het saam met manne 'n paar jaar terug 'n groot ding, in mense, manne, vroue se lewe is iets soos pon. Pon is 'n groot ding. Baie groot ding. Baie relevant vir dit wat hier sit. Ek weet dit net. Navorsing is gedoen. Baie relevant. Dis baie mense wat vasgevang sit in daai ding. Iemand dalk begin sê hierdie jaar 2026, pon, jy gaan sterf. Ek wil vir jou vra, hoe gaan pon sterf? Jy het nodig om na iets groter te kyk. Jy het iemand groter nodig. Want weet jy wat, wanneer die openbaring van die Seun jou hart en jou siel en jou gees so aangryp, al die ander dinge verdwyn in sy skaduwee. Enige challenge wat voor ons lê raak makliker. Enige ene. Want Jesus is 'n konstante en hy verander nie. En dis die rots wat ons nodig het om op te bou in hierdie jaar. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Bring gou vir my daai. Ja, ek weet nie, kan julle die ligte so 'n bietjie afsit? Sit vir my die ligte af, net vir 'n oomblik. Hou daai aan. Dankie. Hierdie prent bestaan nie op die internet nie. AI het hom vir my geteken. Wat verteenwoordig dit? Hebreërs 10 vers 19. Dit sê, so brothers, we have confidence to use the way into the holiest place, opened by the blood of Yeshua. So brothers and sisters, we have confidence to use the way into the holiest place, made possible by the blood of Jesus. Daar is 'n pad na glorie. Daar is 'n pad wat oopgemaak is vir my en vir jou. En weet jy wat? Doen en nie doen nie. Ek moet iets doen om daai pad oop te maak. Ek moet meer van hierdie doen om daai pad oop te maak. Meer doen en nie doen nie, gaan nie die pad oopmaak nie. Ek wil vir jou sê, die pad is oopgemaak. Hoor vir my en vir jou in hierdie jaar, die pad is oop. Dis hoekom ek vir AI moes gevra het aanvanklik. Toe gee hy vir my daai, ek het gesê ek soek 'n waterval. Dis 'n waterval van die bloed. Ons kan net deur die bloed gaan na die glorie toe. Dieper intimiteit met Jesus is alleenlik moontlik deur sy bloed. Hy het betaal, hy het vrygekoop, hy het jou skoon gewas. Hy het jou skoon gewas, hy het jou bloed gewas. Wat het gebeur? Ek was 'n weeskind. Hierdie weeskind was dood. Kan jy onthou dat jy 'n weeskind was? Weet jy wat, jy was nie net 'n weeskind nie, daar was 'n groter probleem. Die probleem was ek en jy was dood. Ek was 'n dooie weeskind. En Jesus Christus kom, en wanneer ons hom ontmoet, is daar iets wat onmiddellik gebeur. Onmiddellik maak hy ons lewendig. Onmiddellik. Hy maak jou geestelik lewendig. Jy kan geen begeerte hê om hom te dien as jy nie lewendig gemaak is geestelik nie. Alternatief probeer ons dit uit godsdienstigheid uit.
Ons het nodig om lewendig gemaak te word. Tweedens wat gebeur is, hy neem my aan as sy kind. Ek word sy kind. Ek word 'n kind van God genoem. Onmiddellik. Onmiddellik is 'n weeskind nie meer 'n weeskind nie, hy's 'n kind. Aanneming tot kindskap. En ons kan sê, Abba Vader, hy gee vir ons 'n ander identiteit. My identiteit was weeskind. Jou identiteit was weeskind. Jou identiteit is nie meer weeskind nie. Jy het 'n pa. Jy het 'n pa. Jy het 'n pa. Jy's 'n kind, jy het 'n pa. Hy verander ons natuur. Hy gee vir ons 'n nuwe natuur. Dis alles goed wat onmiddellik gebeur en verander. Maar daarna is ons op 'n reis om hom te leer ken. Al hierdie goed het verander. Hy het al hierdie goed onmiddellik verander. Maar daar's 'n groot mate van transformasie wat tot my en jou se lewe kom, want hierdie klapperdop van ons moet vernuwe word. Hier's ou denkpatrone wat afgebreek moet word. En hoe meer ons kyk na die Seun, hoe meer daar openbaring is van die Seun. Hy spreek in ons diepste seer in. Hy spreek in ons grootste leuen in, want hy's die weg, die waarheid en die lewe. En hoe meer ons hom aanskou, hoe meer ons van hom hoor, hoe meer ons by hom is, hy spreek hierdie goeters aan in ons lewe en een vir een kom breek hy dit af. Die bloed van Jesus. En ons kan baie hard probeer. Ons moet ten minste 'n poging aanwend. Ek weet, as God vir ons iets vra, sê, ek gaan sit nie net daarna gebeur goed nie. Ons moet 'n poging aanwend, maar ek wil vir jou sê, die bloed van Jesus het iets klaar gedoen. En die pad na intimiteit toe is waarwyd oop. Is waarwyd oop. Vir my en vir jou. Hoekom sal jy nie die pad wil stap in die glorie in nie? Dis 'n uitnodiging vir my en vir jou. Sê die pad is oop. Voor jou sit oop. Deur die bloed van Jesus. As jy in hom is en hy in jou, glorie, openbaring. Ek word Dinsdag 50. Ek is nou offisieel 'n Madalla en 'n oupa. En ouderdom is net 'n nommer. Want as die Here wil in hierdie jaar, gaan ons nog baie dinge aanpak en ek voel of ek 25 is. Ek wil net vir julle sê, die merkwaardige ding vir my van 50, is op 25 het ek Jesus ontmoet. Vir 25 jaar het ek grootliks sonder hom geleef. En vir 25 jaar het ek nou met hom geleef. En die skaal is besig om te tip. Die skaal vir my is besig om te tip en dat my jare sonder Jesus word minder en minder en minder as my jare met Jesus. En dit is hoekom hierdie 50 jaar vir my so groot ene is. Nou, vir die laaste 50 jaar het ek dinge beleef. Ek het mense ontmoet, ek het goeders gekoop. Ek het 'n besigheid gegroei, ek het bediening gedoen, ek het plekke besoek, ek het mooi dinge gesien. Ek het wonderlike familieoomblikke gehad en ek het lekker dinge saam met my familie gedoen, maar ek kon niks vind. Ek kon niks vind wat my hart, my gedagtes en die diepste begeertes van my siel so bevredig, soos wat Jesus doen nie. Toe ek hom ontmoet, toe verander alles. Jy weet waarvan ek praat. Ek weet, hier's baie van julle wat hier sit, jy weet waarvan ek praat. Hy praat van homself as die weg, die waarheid en die lewe. Ek is hom innig dankbaar dat hy my weg en my waarheid
en my lewe geword het. Die laaste 25 jaar was 'n reistog van glorie na glorie. Van glorie na glorie. Hoe meer ek van hom drink, hoe meer wil ek hê. Hy sê vir my, Friedel, wat wil jy hê in 2026? Ek wil vir jou sê, ek weet nie, ek wil hom hê. Ek het hom, en ek wil nog meer van hom hê. Sê vir my, Friedel, maar wat is jou plan met die kerk, en wat van jou besigheid, en wat vir jou huwelik, en jou gesin, wat wil jy hê in 2026? Ek sê, ek weet nie, daar's hierdie vreemde ding, hoe meer ek is met Jesus, hoe meer val al die ander goed in plek. Ek gaan my hart daarop rig, om in 2026, Jesus te begeer, met alles wat ek het. Daar's hierdie mooi ding van begeerte, so weet jy wat, ek is 'n seun, en ek het 'n pa, en verstaan dit, ek verstaan dit ten volle. Ek het gesien in hierdie vakansie, toe ek weer my seun by my het, en ek sien, my seun het ook 'n begeerte om met sy pa verhouding te bou. Dit was vir my lekker, as pa was dit vir my lekker. Ek sê, jou pa sien jou begeerte na hom. As daar nie 'n begeerte is na hom nie, dan is daar 'n probleem, maar ek weet nie, ek dink jy sou vanoggend hier gesit het, as daar geen begeerte na God was nie. Kom ek en jy, rig ons harte in 2026, om hom te vind, en dat die grootste ding wat ons begeer, is 'n groter openbaring van Jesus Christus. Wees saam met my. Wees saam met my. Dankie, Christian. Dankie dat jy saam met my is. Ek en jy en Jesus, so groot dinge doen hierdie jaar. Tot al die ander 500 mense wat hier is, saam met my en jou is. Amen. Ek wil vir jou 'n liedjie speel. Ek wil hierdie diens afsluit met 'n lied. En weet jy wat, binne in hierdie lied is eintlik 'n call to action. Binne in hierdie lied vind jy eintlik, gaan jy, soos wat jy na die woorde van hierdie lied gaan kyk, gaan jy 'n gebed vind. En ek wil vir jou vra of jy jou hart sal oopmaak vir hierdie gebed. En soos wat hierdie vrou hierdie woorde oor ons sing, of jy jouself sal vind op daai plek waar jy weet, jy staan in sy teenwoordigheid, en eintlik wat jy besig is om te doen, is om net hierdie vir hom te sing en te verklaar. Sal jy jouself vind in die woorde van hierdie lied, en dit jou gebed maak. Jesus Christ, do you think you are what they say you are? Dis nie hy nie. Byt gou vas. Kan jy vir my 'n ander een geoproep? Sorry, daai is nie 'n lied nie. Kom sluit gaan so. Kom ons verloor nie fokus nie. Hulle gaan nou vir ons reg kry. Here Jesus, ek dank U vir die woord vanoggend. Ek dank U vir môre dat ons kon hoor van U. Ek dank U dat ons U naam in die hele tyd voor hierdie diens voor ons kon gehad het. Ek dank U dat U in hierdie jaar vir ons uitnooi om dieper dieptes te ontdek van wie U is. Ek dank U dat U in hierdie jaar, dat ons hand in die begin van hierdie jaar in U hand kan plaas en vir U kan sê, Here Jesus, ons begeer na meer van U in ons lewe.
Ons begeer na 'n groter openbaring. Dankie vir daai groter openbaring en dankie Here dat U elke uitroep van elke hart vanoggend hoor, soos wat ons onsself vind in die woorde van hierdie lied. In Jesus se naam. Amen. Oceanably be, come and dwell in my heart, make your home in me. I've kept some rooms locked up inside, places I was too afraid to show, but you're knocking gently at the door, asking if you can come in and make them whole. I've cleaned the surface, swept the floors, made everything look presentable and right, but you see past the facade I've built. You want access to the hidden parts I hide. So I open every door, I surrender every key. Come and fill the empty spaces, come and make your home in me. You desire to dwell in my heart, any mafni amakom letha. I make room for you, my heart, your home. Come and settle in to stay, my heart, your home. I've been saving it for you always. Take the throne room of my soul, rearrange what needs to change. Your house, oh Lord. I filled my heart with other things, crowded you out without knowing what I've done, but nothing satisfies like your presence does. You're the only one I made to make room for. Clear away the clutter I've collected, the idols I've put in your rightful place. I don't want a heart that's just visited, I want a heart where you stay. So I tear down every wall, I remove what shouldn't be. Come inhabit every chamber, come and make your home in me. Atalora, Ataba al-Habayit. You're not a guest, you're the owner of the house. Shine, Blibi Lolam, dwell in my heart forever. That look clean. You want the basement where I hide my shame. You want the attic where I store my dreams. You want the kitchen where I feed my soul. You want the bedroom where I rest at night. You want the living room where I entertain my thoughts. You want it all under your love and light. Come into the rooms I've locked away, the places no one else has seen. The broken pieces on the floor, the mess behind the scenes. I don't need to clean up first, I don't need to hide my flaws. You're not afraid of what you'll find. You've been waiting for this moment all along. Renovate my heart
just moments, not just days, but forever you remain. My heart, your home, come and settle in to stay. My heart, your home, I've been saving it for you always. Take the throne room of my soul, rearrange what needs to change. O Jesus, in die kern van jou kalender. Wie jy meeste van jou kalender in hierdie jaar geniet afspeel met mense. Hoe baie van jou kalender gaan. Ons het 'n kalender uitgesit met dinge in hierdie jaar om mense te help om te kan kies waar hulle wil opdaag. Om Jesus in die kern van hulle lewe te hou. Maar ek sê ook vir jou, die grootste deel van my en jou se lewe gebeur buite hierdie gebou. Hoe is Jesus wanneer ons nie hier is nie, aan die kern van ons kalender? Mag Heilige Gees jou lei in die dieper dieptes wat daar is in 'n verhouding met Jesus. Mag jy getuig van hoe langer jy die pad stap met hom, hoe meer intiem raak dit. Hoe meer leer jy hom ken. Hoe meer is jy in verwondering van die persoon Jesus. Mag jou pad nie wees net 'n pad van moets en moenies nie. 10-10-1 is daai moets en moenies baie goeie goed. Rig jou hart om met die persoon te wandel. En kyk of baie van daai moets en moenies nie uitgesorteer word hier binne. Omdat die bloed van Jesus daai deurbraak vir jou gaan gee in jou lewe nie. Kom ons staan, dan sluit ons af. Jesus, dankie. Dankie vanmôre vir hierdie geweldige voorreg wat ons het om u woord te kon hoor, om saam te kon wees. Om nie net toeskouers te wees nie, maar oomblikke te hê waar ons kan reageer op dit wat u sê, dat ons kan dink en kan mediteer, dat ons woorde kan hoor en kan saam bid en sê, Jesus, my heart, your home, and all of it. En moenie onderskat die krag van 'n besluit en 'n keuse wat diep gemaak word binne in jou hart. Die Here sal jou seën, jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En ek sien uit in hierdie jaar na storie van transformasie wat kom, because we are beholding Jesus. Amen.